As ons Sondag kerk toe kom, dan is dit met groot verwagting dat die Here ons sal aanraak en dat ons bietjie ons harte kan stil kry, dat God met ons kan praat. Maar ons kom ook by mekaar en ons sien al die bekende gesigte en ons vier die verjaarsdag. So Kobus, jy moet nou nie wegkyk nie. Kobus word hierdie week 60, so hy het cupcakes. Waar is jou cupcakes? Iewers is cupcakes en dis almal, enige iemand kan kry, nee. Dis nie net vir die dominee nie. Okay, so Kobus sê daar's cupcakes, julle is baie welkom om vir julleself te help en te kry. Die res van die mense wat die week verjaar is Carly Buys, Gilde Toy, Francina Olivier. Francina, dis jy, nee. Kobus Vry, hy wat saam met Francina, wel is ewe oud, is julle ewe oud. En dan Caroline Few, kom ons stap vir almal lekker hande. Baie geluk. Vriende, dan die nuwe intrekkers, as daar mense is, ek sien vanoggend 'n paar nuwe gesigte, maar dis 10 mense wat die doopouers kom join het. So baie welkom al julle vreemde gesigte hierso saam met die doopouers. Ons gaan vanoggend die doop bedien. Julle is almal baie welkom. Martin, jy moet jou mense in toom hou, né? Vriende, dit is vakansie. So die kerk is nie hierdie week en volgende week aan die gang nie, want dit is skoolvakansie. Maar er is ook nou mos die Paastyd is op hande. So hierdie komende naweek is dit die Paasfees. Soos oudergewoonte ons gemeente vier daai donderdag aand. Vier ons die instelling van die nagmaal. Ons noem dit die laaste avondmaal. Want dis toe Jesus en sy span bymekaar gekom het in die bofortrek. En hy het die nagmaal ingestel. So ons diens is donderdag aand 6:30. En dan het ons nie Vrydag 'n diens nie, maar dan het ons Sondagoggend 'n opstandingsdiens, 9:00 gewone tyd. So dis hoe ons verrigtinge vir die eerskomende naweek gaan verloop. Natuurlik het die jeugouens van ingeloof ook vakansie, so hulle is ook nie aan die gang nie. En dan herinner ek julle net aan ons normale jaarlikse vrywilligersprogram. Wil ons elke liewe gemeentelid aanspoor om een of ander iets vrywillig te doen. Wat die Here op jou hart lê, wat die Heilige Gees jou sê jy moet doen. So kom ons sing nog so 2 liedjies saam met Mia en haar span, terwyl ons staan.
Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, Baie dankie. Nou as ons saam bid, dan dink ons maar hoe rof dit in die wêreld aan die gang is op die oomblik, oorloë oralste. Maar dis nie net die wêreld wat so rof is nie, om ons is dit ook maar onstuimig, mense is siek en werkloos en sit met baie trauma. Mense sukkel om dinge bymekaar te hou. So ons gebed is dat die Here ons elkeen sal help. So kom ons sluit ons oë en bid ons saam. Here, U is die almagtige God, U is die lewende Here. Baie dankie dat ons U naam kan aanroep. Ons loof en ons prys U naam in die ganse wêreld, Here, dat U die beginner is van alles. U is die een wat alles geskep het. En U het die mens baie vroeg deel gemaak van die planne. U het die mens geskep as die verteenwoordiger, na U beeld het U hulle geskep. En ons het stelselmatig agtergekom, die Here wil saam met ons werk. Hy wil nie teen ons werk nie. Maar dit is moeilik vir ons om dit te verstaan, Here. Ons is so 'n sondige aard in ons en ons is selfsugtig en ons sukkel om dit te snap, Here. Maar baie dankie dat U ons deel gemaak het van U drome. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir mense wat siek is. Elke liewe mens wat siek is, se begeerte is om deur die Here gesond gemaak te word. En elke mens wat probleme het, se begeerte is dat die Here 'n lig by ons voete sal wees en vir ons die dorings uit ons pad uit sal haal. Maar ons verstaan nie aldag die werke van die lewende Here nie. Ons sukkel om dit te verstaan. Daarom is ons begeerte, Here, dat ons harte en ons hele gewete en alles sal stil raak, Here, dat U inspraak in ons lewe kan hê, dat U ons net so 'n bietjie geestelike krag en gereedskap sal gee, dat ons die lewe in groter vrede sal kan lewe en bietjie saai met 'n saadsak vol verwagting en vergifnis en sommer net weer 'n bietjie hulp vir ander mense kan wees. Seën ons vandag met 'n boodskap uit die Vader hart uit. Seën die mense wat vanoggend die doop gaan geniet, die viering van die doop, seën hulle almal. En ons bid al hierdie dinge om Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, vanoggend is dit Palm Sondag. Palm Sondag is daai week voor die Paas naweek, voor hulle die Paase gevier het. So op hierdie Sondag van vandag, ongeveer 2000 jaar terug, het Jesus aangekom en in Jerusalem ingegaan. Maar die ding is, die probleem met ons samelewing, waarin ek en jy deel is, dis 'n samelewing wat baie ingestel is op sukses. En ons het 'n oordrewe ingesteldheid om suksesvol te wees en om dit te maak en om te wen en om eerste te wees. En dit is nou maar die kompeterende aard van ons almal. Maar ons het
ons het bykans geen ander opsie oor as om te wen nie. As jy nie wen nie, dan voel jy verloor. So ons het hierdie geweldige hinkering, dat tweede is verloor. Tweede is verloor. Ons het geweldige groot winsbejag. As jy nie wins maak nie, dan het jy verloor in die lewe. Ons het 'n geweldige soek heeltyd die korttermyn voordeel en alles. En in die proses word alle brouwerk beloon, want die mense wat die kort paai vat, kan nie 'n ding deeglik doen nie. Dan word die brouwerk beloon en ons hou onsself maar net besig met knoeiery. Ons is mense wat net die bestemming najaag. Dit gaan nie vir ons oor die reis nie, gaan vir ons oor die bestemming. En die beter opsie is om natuurlik die reis te geniet en om te besig te wees. Ons is besig om te lewe en dit gaan nie oor die einde wat ons bereik het nie. Hoe ryk jy is daai dag voor jy doodgaan nie. Dit gaan oor jou lewensreis. Wie het jy almal raak gekuier in jou lewensreis? Wat het alles gebeur? En dis dieselfde wat gebeur het in hierdie Palm Sondag 2000 jaar terug. Hierso is 'n foto van die Olyfberg af. As jy kyk na die ou Jerusalem, na die tempel, dan sien jy die tempel daar in die allerheiligste daar. En hier voor die Jerusalem was die Kidron Vallei en aan die oorkant was die tempel gewees. En dis ook die rigting waarvan Jesus aangekom het na Jerusalem toe die dag toe hy aangekom het. Maar voor ek verder gaan met die storie, die volk van daai tyd onthou voorspellings, nie voorspellings nie, profeseë, wat in 900 voor Christus was daar eerste profesie wat gesê het, die Here, God van Israel, bly nou by wat u dienaar, my vader Dawid beloof het, toe hy gesê het, ek sal jou nageslag op die troon van Israel sal wees, mits jy jou nakommelinge op hulle optrede en volgens my woord lewe, soos jy gemaak het. So daar was 'n profesie dat Dawid se nageslag altyd op die troon sal sit. En die volgende profesie was 500 voor Christus en dit gaan soos volg: Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Hierdie profesie het in die volksmond geheers en die mense het geweet daarvan. En daar was 'n verdere profesie wat ook volgens oorlewering dat daar by die Golden Gate, dis die oospoort van die tempel. Daar gaan die koning daar inkom. Die Messias, eendag as die Messias kom, gaan hy daar inkom. Maar hier's 'n prentjie van die oospoort. Die oospoort is in die Kidron Vallei se kant. Hy's 'n toegemaakte poort wat nie gebruik word nie. As gevolg van die profesie of as gevolg van wat ook al. So die gebruikelike poort wat gebruik is, was die skaappoort geweest. Die skaappoort was in die noorde van die tempel. Ek sal nou vir julle 'n prentjie wys. En die skaappoort was deur almal gebruik geweest. En hierso's 'n kaartjie wat jy kan sien. As jy sien daar aan die noorde van die tempel, reg aan die bokant, daar's die skaappoort. En hier in die regterkant van die tempel, daar's die oospoort wat die goue poort genoem is, wat toegemaak was. Nou daai Sondag net voor die Paasfees het Jesus daar afgekom van die Olyfberg af. Ek lees dit vir ons, kom ons lees dit maar saam almal. Die volgende dag het 'n groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus
Jerusalem toe kom. Dit het rigtbaar geword dat Jesus kom Jerusalem toe. En onthou, Jesus het nou die 3 jaar wat verby is, baie wonderwerke gedoen, en hy het baie goed gesê, en die mense het begin, party mense het aangeneem, hier kom 'n ding. So, toe bring hulle die donkie na Jesus toe, daarna gooi hulle van hulle klere op die rug, en help Jesus opklim, terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad ook gegooi. Die mense het onthou van die profeseë, en die entoesiasme het te groot geraak, en die mense het gedink, Jesus gaan nou koning word. Want hy het gesê, hy is die koning van die Jode. Onthou, daai tyd, die Jode het 'n koning gehad, Herodes, en Herodes se seun. Maar daai koning het nie werklik waar regeer nie, want die Romeine, Pontius Pilatus, hulle het die mense regeer. Die Romeine het alles besit en beheer. So, maar toe hulle hierdie profeseë sien, en hierdie donkie, Jesus wat op die donkie aangery kom, toe begin hulle dink, hier gaan 'n ding gebeur. Ek lees vir ons verder. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraande van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God begin uit volle bors prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. So die ding het momentum begin kry. Die mense het begin hulle klere op die grond gooi. Die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad gegooi. Ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Palmtakke het hulle op die pad begin strooi. En hulle het geskree, Hosanna in die hoogste hemele. Die Here kom, né? Die wat voorgeloop het en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. So hulle het gedink, daai profeseë word nou waar. Hy is die geslag van Dawid, hy gaan koning word, en die enigste ironie wat daai dag plaasgevind het, Jesus het nie by die Oospoort ingekom, wat die koning sou inkom, of die Messias sou inkom nie. Hy het by die Skaappoort ingekom. En daai selfde dag, bietjie later, is by daai selfde poort, die Skaappoort, is al die lammers ingebring wat daardie week geoffer sou word. Al die offerlammers is daai week daar ingebring. Maar die mense het dit nie gesien nie, want hulle was gedink, Jesus gaan koning word. Jesus gaan koning word. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Baie mense wat nie geweet het wie hy is, het gevra, wie is hierdie man? En net Jesus het geweet wat is aan die gang. Onthou, die meeste mense het nou gedink, hy gaan koning word. Dan gaan hy tipies in beheer kom. Maar Jesus het in sy eie stilte geweet wat aan die gang is. Kom ons lees net daar wat sê hy. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as julle vandag tog wil insien wat vir julle vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Jesus het geweet, as hierdie stad maar net kan besef wat werklik vir sy vrede nodig is. Dis nie 'n koning op 'n troon nie. Dit gaan nie vrede bewerkstellig nie. Dis wat nou in Iran aan die gang is, en oral in Europa aan die gang is, en Kroasie aan die gang is. Daai konings wil net regeer, hulle wil die sterkste wees, en hulle wil moord en doodslag hê. Maar Jesus het hier gesê, wat nodig is vir vrede, is nie wat die wêreld dink 'n koning nie, 'n regeerder op 'n troon nie.
Dis wat die wêreld wil hê. En dis wat ons ook heimlik soek. Ons soek iemand wat vandag al die crime gaan kom uitwis. En al die korrupsie gaan kom uitwis. Dis wat ons ook soek. En as Jesus nou hier was so gehuil het en gesê het, as julle maar net weet wat nodig is om vrede te bewerkstellig. So hierso is 'n prentjie van daai skaappoort soos dit vandag lyk. Maar so 'n paar jaar terug, so 'n klomp jare terug, daar het iemand met 'n donkie daar aangery, dis hoe dit daar gelyk het. So die mense, ek en jy, het gedink, dis 'n dapper koning wat nou kom, militêre man, hy gaan soos Dawid. Onthou, as jy nou terugdink aan Dawid het vir Goliat verslaan. Dawid het 'n beer hy het 'n beer doodgemaak wat sy goed aangeval het. Dawid het die Filistyne vermoor. Dawid is 'n groot, sterk militêre koning gewees. En hulle het gedink, hierdie Jesus gaan nou dit kom. Hy gaan die Romeine ore aansit. En hy gaan die Joodse volk bevry. Hy het genoeg waagmoed en oorwinning en onderdrukking. Hy gaan alles lei. So hulle het regtig in oog gehad dat koning Dawid weer gaan herrys. Maar die verwagting wat hulle gehad het, was baie hoog, want hulle het nostalgie gehad oor Dawid se tyd. En vir die van julle wat die geskiedenis dalk onthou, na Dawid het Salomo nog suksesvol regeer, maar na Salomo, sy seun, het dinge agteruit gegaan. 900 voor Christus, het dinge agteruit gegaan vir die volk. Hulle het verdeel in 2 koninkryke. Hulle het altyd in ballingskap ingegaan en die profete het stil geraak. En die tempel is verwoes in 587 voor Christus. En die mense is weggevoer. So daai drome wat nou herleef, is die drome om weer soos in Dawid se tyd te gewees. Selfbeskikking, onafhanklikheid. En as julle maar in ons land kyk, dis maar wat ons ook begeer. Ons soek ook maar selfbeskikking en onafhanklikheid en weg van alles af en laer trek en allerlei dinge wat ons doen. En die realiteit wat daai week gebeur het, was totaal nie wat die mense gedink het nie. Was totaal nie wat die mense gedink het nie. Toe Jesus in die stad ingekom het, toe hy nou daai week wat voorgelê het, daai maandag het hy mos die tempel gaan reinig en hy die tafels omgekeer en baie vies gewees. So ou sou gedink het die ou wat koning word sou na die Joodse leiers toe gegaan het en daar begin die dinge regkry sodat hy kan koning word. Maar Jesus het tempel toe gegaan en nie die normale tempel dinge ondersteun nie. Hy het die tempel probeer reinig, probeer skoon kry en probeer regkry. So van die maandag af sien ons hier die dinge loop nie reg nie. Daai Dinsdag het Jesus baie gepreek. As jy daar in Matteus lees, daar 'n hele hoofstuk of 2 oor wat hy alles gesê het oor die eindtye en hy het daai hele Dinsdag net gepreek. Daai Woensdag is hy verloon, is hy verraai. Hy daai Woensdag het Judas Iskariot onderhandel om hom vir 30 silwermuntstukke te verloon en te verraai. Jesus is verloon deur Petrus. Hy's geslaan en gegeesel. Hy's gespot en verneder. So, wat gelyk het, soos hier kom 'n ding, het net afdraande pad geloop. En dit het sleg uitgedraai. As julle nou kan onthou, toe Jesus uiteindelik gekruisig is, was net sy ma en 'n paar vrouens saam sy ma en Johannes, die Johannes disipel, jong Johannes, was saam met haar daar. Die ander 10 het almal weggehardloop.
Dis die eerste 10 kamp gewees waar daar was seker. 10 van hulle het weggehardloop. So, die verskil tussen die fisiese wêreld waarin ek en jy leef, waar ons net wil wen en met ons magshand alles wil regeer en alles wil regslaan en alles wil oor en weer kry. Gebeur nie in die geesteswêreld so nie. Die geesteswêreld is anderste. Die geesteswêreld is totaal die teenoorgestelde van hierdie wêreld. As jy in die geesteswêreld wil wen, moet jy 'n paar van Jesus se ander reëls volg. Jy moet jou ander wang draai. En dis nie dinge wat ons wil doen nie. En volgens die gebeure van hierdie week moet jy sterf om werklik te lewe. So hierdie verhaal is 'n verhaal van paradokse. Jesus het afgegaan na die kruisiging toe. Daai Vrydag is hy gekruisig. En waar almal weggehardloop het en almal sak en pak moed opgegee het God dit nie daar gelos nie. God het dit nie daar gelos nie. Want 'n paar ure later aan die einde van daai Vrydag was die kruis leeg. Die graf was nog vol. Maar die kruis was leeg. So die ding is van hierdie week wat ons nou ingaan. Alhoewel dit vir ons hartseer is en afdraande pad loop, is dit geestelik vir my en vir jou 'n oorwinning. En ek dink baie keer dis hoe die wêreld ook eintlik maar werk. Ek het nog nooit super groot oorwinnings behaal in hierdie wêreld nie. Fisiese oorwinnings, gevegte, boksgevegte gewen nie en allerlei dinge, die lotto gewen en daai tipe goeders nie. Maar die Here kom met elkeen van julle en hy bring oorwinnings op 'n snaakse manier. En dis wat ons hierdie week gaan vier. As ons vandag met Palm Sondag ingaan, dan vier ons God sal ons laat oorwin, al lyk dit vir ons asof ons verloor. So dis 'n paradoks, Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie Palm Sondag kan ingaan en die week wat voorlê met die wete, Here, dit gaan 'n tragiese week wees. Dit gaan 'n tragiese week wees waar ons die dood gaan vier van ons Christus. Want ons weet daar was 'n opstanding en daar was 'n hemelvaart en daar's lewe na die dood. Maar as daai tragiese elemente voor ons deur staan, Here, dan het ons nie antwoorde nie. Ons het nie oplossings nie, ons het nie uitkomste nie. Maar ons weet God gaan ons oprig. God gaan ons oprig. En ons weet dit want dit is 'n geloofswaarheid wat ons ken, Here. Help ons om hierdie waarheid te vertolk in ons eie lewens, om 'n deel van ons eie lewens te maak. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, voor ons die doop gaan bedien, is daar enige iemand wat dalk ietsie wil sê? So ons gaan nou die doop bedien. Paul, voor julle kan julle twee hier kom staan. Dan verduidelik ek eers wat die doop alles behels voor ons verleiding opbring. So kom staan julle hier agter die doopfont. Vriende, as ons die sakramente bedien,
die sakramente is mos die doop en die nagmaal. Dan daai sakramente is verbintenisse met Jesus Christus. So wat ons doen is ons doen rituele en ons glo daai fisiese ritueel is 'n geestelike verbintenis met Jesus Christus. As enige iemand jou sien die doop bedien of die nagmaal bedien, dan sê hulle nie kyk daar's 'n ding van Mohammed nie. Hulle weet dis 'n ding van Jesus Christus. So as hierdie ouers vandag die sakrament van die doop kom geniet en bedien met hulle kind, dan is dit 'n geloofshandeling wat ons glo verbind ons met Jesus Christus. En hoe daai verbintenis werk? Jesus het die opdrag gegee om te doop en ons voer die opdrag uit. Jesus het die opdrag gegee om te nagmaal te vier en ons voer die nagmaal uit. So hy gee die opdrag, ons voer dit uit, dit verbind ons. En die doop gebeur, die opdrag van die doop gebeur in Matteus 28 vers 19. Net voor Jesus hemel toe vaar, aan die einde van Matteus 28, aan die einde van die hoofstuk, die hele Matteus boek, sê Jesus vir die disippels, gaan nou na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Daai twee dinge, die eerste een, die doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, is inlywing, wat ek doen namens die kerk. Ons lei verlyging in die koninkryk van die drie-enige God. Die tweede ding, gaan leer hulle alles wat ek hulle beveel het, is toewyding. En toewyding lê in die hande van die ouers. Hulle is die primêre mense wat hierdie toewyding gaan begin. Maar hulle is nie die enigste mense nie. Onthou die kerk, dis hoekom die kerk ook hier teenwoordig is. Die kerk help, die sonndagskool, die katekisasie, die Bybel. Ons baie, maar julle is die primêre toeweiers. So julle gaan nou julle kind toewy aan al die opdragte van Jesus Christus, sodat as julle kind 18 is, dan weet sy wie is Jesus Christus. Dan kan sy dit so doen. So hierdie inlywing en toewyding gaan ons vandag hier doen. Maar terwyl ons nou hier so sit en hier's ouers en oumas en oupas, herinner ons ook wat God vir Abraham gesê het in Genesis 15, Genesis 14 daar rond. Toe God vir Abraham geroep het na die land Kanaan toe, toe sê hy vir Abraham, Abraham, ek sal jou God wees, maar Abraham, ek sal ook die God van jou kinders wees, en Abraham, ek sal ook die God van hulle kinders wees. Daai belofte van God aan Abraham, verbind ook die generasies aan mekaar, die oumas en die oupas, en die kleinkinders aan mekaar. So dit onthou ons ook nou, terwyl ons hierdie viering van die doop doen. So dis 'n fantastiese ding, as ek nou net op 'n sideline iets anders van die doop ook kan sê. Onthou daar's ander doope ook gewees. Daar's Johannes het gedoop, Johannes die doper. Hy het gesê, draai terug na God toe dat julle sondes af was. Onthou dis 'n ander tipe doop, dis 'n belydenende tipe doop. En daar was nog 'n ander element van die doop toe in Handelinge 2 waar hulle vir Petrus gevra het, wat moet ons doen? Toe sê Petrus, gaan doop in die naam van Jesus Christus. Dis ook 'n bietjie ander element met hierdie doop wat ons hier doen. Hierdie is die inlywende in die Vader, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So bring nou vir ons verlyging na vore, na boontoe asseblief. Ek gaan 'n fotootjie opsit, kom ons sit 'n fotootjie op. Daar sou sy. Dis Paul en Charnel, verlygend Knutse. Kyk wakker is hy daar. Sê maar hierdie kind is op en wakker. Lygen. En ek maar watertjies op die kop sit. Ja, sy hou van water.
So Leigen, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir Leigen kan inlyf, die koninkryk van die drie-enige God. Ons gebed is dat haar vader en haar moeder haar sal toewy, dat sy as sy groot is sal weet, Here, sy behoort aan Jesus Christus, sy behoort aan die lewende God. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek gaan hulle die gemeente vir hulle sing, so asseblief staan saam met my op, dan sing ons vir hulle, laat Heer die seën opdaal daar, die gensheid Sion nou bestraal, die wat beveel en dit geskied, wil Heer die seën oor al gebied. Julle bly staan, julle kan sit. Ons gee vir haar 'n Bybel. Voor in die Bybel staan daar aan Leigen Roxana Knutse, wat gedoop is deur Dominee Anton van Sail op 29 Maart 2026 by Skemmerberg Kuierkerk in Hartbeespoort. Mag jy vertroue in die lewende God ontwikkel deur die insette van jou ouers en die bydrae van hierdie Bybel. Ja, jy luister so aandagtig. Die doop is die simbool van God se verbond en beloftes wat ons uitleef deur geloof. Ons word sy familie deur Christus, deur hierdie doop is jy ook nou familie van ons Vader. Die Heilige Gees sal jou vriend wees deur die seisoene van die lewe. Roep die naam van die Here ons God aan en hy sal met jou wees. En ook 'n sertifikaat dat sy sal groot word en weet sy behoort aan die lewende Here. So, julle moet haar groot maak en die probleem van hierdie kindertjies wat julle nou al gedeeltelik weet, hulle hoor nie wat julle sê nie, hulle sien wat julle doen. Monkey see, monkey do. So hulle gaan alles doen wat julle doen. So baie geluk julle tweeetjies. Julle kom maar baie. Vriende, kom ons gee geleentheid vir 'n dankoffer as 'n vinnige verjaarsdag mannetjie. Vriende, kom ons sluit af met 'n slotlied. Terwyl ons almal staan saam met Mia en haar span. Sonder beeste wees
sal ek in die Here jubel, sal ek juig tot God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Vriende, ontvang die seën van die lewende Here. Sy genade en sy liefde is met elkeen van julle. Amen.